Vertel ons je story hier, uit op die koekplek. Laat die wereld niet meer wonder wie jij is. Laat je story opbring, gaan leef nou als pres. Leef als pres, laat elke dag tel. Leef als pres, laat jou lig verskil. Nou, jy weet, rugby is 'n fenomenale sport en ek dink ons is altyd kyk ons vas net aan rugby, maar daar's soveel sporte wat om rugby is wat met sinoniem is met wat eintlik met rugby gebeur en een van die dinge uithou vermoë en aanhou en deurdruk en dit is sinoniem met die Comrades. Nou welkom by nog 'n episode van Uit die Koekblik saam met John. Episode 5, wonderlik, ek was vreeslik bederf om saam met hierdie man te sit. John, welkom uit die Koekblik. Baie dankie. Ja, vandag gaan ons bietjie gesels Comrades en rugby en daar's 'n ton foto's en dinge. Ek wil dit net vir die kykers noem, dat ons net as 'n intro vir hulle, dat hulle weet, ons praat nie net, jy kan rugby praat, maar jy het 27 aaneenlopende Comrades gedoen, Ja. op en af. Voltooi. My eerste vraag aan jou is, hoekom het jy nie maar 'n kar gekoop nie? Baie goeie vraag. Ek vra baie keer vir myself so in die bed as ek nou wakker word hier 3 uur in die oggend. Hoekom is hierdie knie so seer en hoekom is hierdie enkel so seer? Ja, Comrades marathon niemand se speelmaat nie. Ja. Hoe ek dit reg gekry het, weet ek nie, maar ek gaan probeer om vir jou te vertel. Maar John, jy hardloop nog vandag? Ek hardloop nog Jy is vandag. nou nie meer Comrades nie, jy het nou na COVID gestop, ek maar leer nou my vrou om haar eerste een te doen volgende jaar, nie hierdie jaar nie, volgende jaar. Okay. Maar John van Rensburg, nommer 9000 Comrades. Nie 9000 is my permanente Dis permanent. Klaar. jy gaan nie, Nee. daar kan nie nog so enetjie dalk deurkom nie. Nee, wat, ek het genoeg gehad. Ek het fantastiese oomblik op die pad gehad. Mense leer ken, rugby spelers, Lego, wonderlike ervarings. Hulle is eintlik my familie, ons hardloop familie. Jy weet, elke Saterdag doen ons 'n 21 en 'n 10. Die eerskomende Saterdag of Sondag doen ons weer 'n 21. En dis 'n snaakse klomp mense nie. En as ek nou terugdink aan die Comrades, hoekom jy my vra vir die Comrades, weet jy wat dit eintlik is? Die eerste keer dat kom die gedagte nou op. Ek weet nie hoekom het ek daaraan deelgeneem nie. Dis vrywilliglik gewees. Ja. En dis eintlik 'n optog. Dis 'n vrywillige optog. Dis nie gedwonge nie, jy hoef nie daar te wees nie. Maar jy's wragtig daar. 90 km en jy doen dit vrywilliglik. En jy doen dit, jy's bang jy gaan nie meer dood nie. Jy weet, jy's bang jy gaan nie meer dood nie. Dan sê jy nou, hoekom doen jy dit nie? Ja. Dan sê die mense van, maar jy lyk goed, dan sê jy, kan nie wees nie. Jy lyk soos 'n lijk met 'n pruik. Jy lyk soos 'n lijk met 'n pruik, Bernard. Maar jy kom elke jaar terug net. Die volgende oggend kan jy nie loop nie. Jy kan nie altyd die pad uitkom nie. Ja. Maar die volgende oggend sê, volgende jaar gaan ek dit weer doen. Maar ja, kyk, hierdie is nie 'n game vir sissies, die Comrades marathons nie. Ja. Nee. Ja, en ek dink ouens het al seker maar probeer om hierdie ding uit te werk in. Ek dink die couch potatoes sit altyd in werk om uit, maar as jy teen soveel kilos 'n uur kan loop en jy moet net nie stop nie en jy moet net nie elke halfuur piepie wat ook al, hulle het al 'n miljoen goed al uitgewerk, dan kan jy regdeur stap, maar ek dink soos ons nou vandag se journey gaan praat, gaan dit baie duidelik uitkom, daar's nie 'n couch potato resep om hierdie ding Kyk. deur te kom nie. Wat eerlik met jou wees. Ja. Ek dink as ek vandag 'n Comrades moet hardloop, haal ek my kalender uit. Nie my horlosie nie. In die begin van 'n Comrades in jou jong dae hardloop jy met die horlosie. Jy kyk, jy moet nou 5 minute 'n kilo hardloop op wat ook al. Vandag sal ek 'n kalender saamvat. Ja. Ja, nee, dis ongelooflik, Ja. nee. Maar jy weet, dis 'n groot prestasie vir iemand om te sê, ek het die Comrades gehardloop. Ja. Jy weet, wat wys dit vir jou? Net so op 'n ernstige noot, ons gaan baie lag in hierdie een. Ja. Want met die oliespitse sal my gaan, stoute mense, jong. Maar ek kan vir jou een ding sê, wat wys die Comrades vir 'n werkgewer? As jy nou vir 'n werk aansoek doen, nee, ek wil net vir 'n oomblik daarby stil staan. En 'n ouetjie sê daar op sy aansoekvorm, hy die Comrades voltooi. Wat sê dit vir jou? Deursettingsvermoë. Aanhou, ja. Dissipline. Dis 'n dissipline. My maat, dis dissipline. Om vir die Comrades te oefen. As jy regtig oefen en hom wil klaarmaak van Januarie af tot Junie maand, moet jy ten minste oefen 1700 kilos op jou eie. In daai hele In daai tydperk. Dis die Comrades uitgesluit. So
jy moet in die oggende opstaan, 3 uur in die oggende, jy moet by Voortrekker hoogte 50 gaan hardloop, jy moet in Middelburg 50 gaan hardloop. Jy staan 3 uur in die oggende letterlik op. En dis koud, jy wil slaap. Maar jy moet daai dissipline hê. Om die aande 5 uur as jy by die huis kom, trek jou hardloopklere aan, gaan doen 15 km. Dis dissipline. So 'n ouetjie wat dit op sy aansoekvorm aandui, wys daai ouetjie dissipline, hy gaan dissipline ook. En dit is 'n lewensles wat die Comrades vir jou gee, hoor. Dit is 'n lewensles. En jy word 'n Comrade. As jy een Comrade gehardloop het, of een Comrades gehardloop het, dan is jy 'n Comrade vir die res van jou lewe. Wow. Maar 1700 kilos, as ek dit nou so in vinnige gewone standaardgraad wiskunde op hoërskool sit, is dit van hier tot in die Kaap. Is dit vir my van hier af tot by my skoonmaale in Henties Baai in Namibië. Nou ek kan vir jou beloof, as ons ry, is dit 1700 kilos, hy is nie 'n speelmaat nie. So nou praat jy doen dit op die tekke. Dit is En weet jy wat? Dis net jou 2 bene in jou kop. Wow. Maar onthou, vir eksamen, as jy geleer het, dan gaan jy deurkom. Ja. So, dit is dieselfde hier. Maar jy praat nou so 'n bietjie weg. Die Comrades Marathon van 1922. En vroue kon nie deelneem nie, maar daar kon net mams deelneem. Daar was 111. En daar was destyds 'n ou in die naam van Arthur Newton. Hy was die groot gunsteling om die wedloop te wen. En daar was 'n springbok rugby speler met die naam van Bill Payne. Kyk, ou Bill was 'n springbok, onverskrokke flank, maar 'n man wat hard kon kuier. Maar taaf. Buller is die wildtuin, ek meen. Ja. Jy weet, sy ouma die ystergordyn gekel. Kyk, hy was staf. Nou kom Arthur Newton nou mos by Bill Payne bly, om die volgende oggend te hardloop, vanaf Durban, Pietermaritzburg toe 90 kilos. En nou, Bill Payne die drink net ram. Dis een ram op die ander een, en Arthur Newton sit hom so en kyk en sê, Vaderland, gaan die man hom ooit by die wegspring kry? En so sê ram nou vorder nie. Nou sê Bill Payne vir Arthur Newton, you know what? I'm going to join you tomorrow morning. Hy sê, what? Don't be crazy. Hy sê, I'll be there tomorrow morning. Maar toe gaan die hand aan en Bill kuier en Arthur Newton het gaan slaap. Toe hy hom nou vat, Bill Payne, toe sien nou Arthur maar, Bill Payne het sy rugby skoen aan. Hy dra het maar altyd. Hy sê net te wes staan. Hy sê, where the hell are you going? I said, I'm going to join you to Pietermaritzburg. I said, don't be crazy, man. Don't be crazy. I said, I'll do it with my rugby boots. Pragtig, daar gaan staan hulle 111. Daar in Durban. Ek weet nie of 'n vletjie destyds geblaas het. Ja, Nee, ek het nie in daai een gehad, maar daar trek hulle. Hier trek Bill Payne weg. Met sy rugby skoene. En die ou hardlopers sal die storie ken. Toe hy kom daar by Fields Hill, dis net na jy weet Pinetown. Daar so lank opdraande Fields Hill. Toe kap hy daar sommer van 'n hoendertjie. As iemand langs die pad sê hy's hungry. Toe gee iemand 'n stuk hoender en daar gaan hy. Met sy rugby op daai grondpad, die gat Bill Payne nie. En nou Bill gaan aan. Drummond is halfpad. Toe hardloop hy saam met Zulu Wade. Die ouens se name was alles gesê nie, Zulu Wade. Toe sê hy vir Zulu, kom ons gaan hier in by die Drummond Hotel vir 'n paar doppe. Nodig om te sê, Zulu Wade het nooit weer daar uitgekom nie. Hy het vasgehang daar en wat jy kom met tekkies gehad. Hy het my getrek op. Hy het nooit daar uitgekom nie, Werner. En hier kom Bill Payne uit na 'n paar lekker doppe neem. Hy sê, let's carry on. Harrison Flats, draak so 'n bietjie gelyk daarso, maar dit is omtrent al so 3/4 in die reis. Hier staan 'n vrou met perskebrandewyn. 'n Bill kom hy sê, I'm thirsty. Hy drink daai hele bottel perskebrandewyn en daar gaan hy aan. Jy kan dit gaan nalees, wat ek jou vandag vertel is die waarheid. Hy maak klaar, met rugby skoene en al. Hy eindig 8ste, uit daai 111. Arthur Newton wen die Comrades. Hy kom 8ste. Arthur Newton is, alle praat van Arthur Newton, Arthur Seed, dis gewoonlik waar hy ouens so die blommetjies ingooi, dis waar Arthur Seed later jare uit die Comrades opgehou, en elke hardloop daar waar hy gesit het, altyd, in later jaar, gooi blommetjie, dis nou iets anders. Arthur Newton sê, I don't believe this.
Hy kan nie glo, wat dood taf was hy nie. Maar Ja. die mooiheid van die storie is nie. Jy weet nou nie. Nou, moet hy gaan rugby oefen die volgende aand. Weet jy wat? Hy kon nie sy skoene aankry nie. Maar hy met al blaas en al dit gaan nog rugby oefen daai aand na die Comrades. Ja. Is dit nie 'n fantastiese Wow. storie? Dit is 'n ware storie. Wow. Jy kan dit gaan Google enige plek. En jy weet daai mense het nie hierdie skoene gehad waarmee ons vandag hardloop. Ja. Hulle het gehardloop, hulle was taai mense, verstaan nie? Ja. En hulle het nie mense gehad wat hulle hierdie middels aangegee het. Ja, en al hierdie Kan- ja, wat jy nou vandag al En so in rugby verband, jy weet 'n ou soos Wynand Klaasen. Sy pa was George Klaasen. George Klaasen het die Comrades gewen in die vroeë 60s. Skoolhof in Middelburg. Wynand sê sy pa het elke oggend gaan oefen. Winter, somer om vir die Comrades te oefen. Toe klim hy met die trein op die trein in Middelburg, gaan Standerton. Nee, hy het met die kar gery tot op Standerton. Toe die trein gevat. Durban toe. Wynand het sê hulle luister en hulle hoor die Wonderlike Comrades Marathon George Klaasen. Toe wen Wynand springbok-kaptein. Sy pa George Klaasen die Comrades Marathon. Toe kom hy terug met die trein met daai beker. Tot by sy kar in Standerton. Toe val die beker per ongeluk. Toe breek hy 'n bietjie, maar dit is mooi gelaas en so. Maar toe kom hy die maandag by die skool met die beker aan. Sy wen George Klaasen is vandag in Pretoria. 'n George Klaasen wedloop. En Wynand self nie. Hy 10 Comrades gehardloop. Ek het van daai Comrades saam met hom gehardloop. Ek dink op sy 10de Comrades was Wynand klaar. Dat ek Wynand bietjie gehelp. Wel ons het mekaar gehelp. Ja. En jy weet het hy my ook hierdie stories van sy pa vertel en dis wonderlik geweest. Hy sê op wedloop George Klaasen, sy pa het dit gedoen. En hy het ook geen, sy pa het vir Wynand gesê, hoe het hy geweet hoe ver is die ou agter hom? Kyk, vandag is al die mense het elkeen hulle helpers. Jy weet presies ou agter jou, jy hoor jou helpers deel van tyd met jou in kontak met die langs die pad. Hy het gesê hy het net geluister na die handeklap van die mense. As hy eers is en hy kom by 'n punt verby waar daar baie mense is, dan tel hy. Luister, 2 minute. Dan weet hy hoor dan die handeklap van die tweede. So het hy geweet dat die ou is agter hom nie. Maar wat myself nou betref, Olie Smit, dis ook nou lang stories nie. Kyk, ek het op skool gehardloop. Ek het die 1500 en die 3000 meter gehardloop. Dit was my afstand. Ek het by die Vrystaat Junior Atletiek Kampioenskap gehardloop. Kom van Pietersteyn af klein dorpie, kwalifiseer om in Bloemfontein te gaan hardloop. Groot drome om nou vir Pietersteyn glorie te bring. 3000 meter seuns onder 19 Vrystaat Stadion, Vrydag aand 6000 mense. Nog net soveel mense gesien. Hier staan ek van Pietersteyn. 40 ander atlete, Grey College, Welkom Gimnasium, die bestes. Ek droom van goud. En ek het altyd so gehardloop. Altyd 3000 gaan jy 9 keer by die eindpunt verby. En dan die laaste en die 9de keer dan moet jy nou sprint. Ja. Dis waar ek gewoonlik gesprint en vir die mense in die Oos-Vrystaat weggehaal. Maar in Bloemfontein, nee, ek is nou nooit vergeet nie. 6000 mense. Vat nou hierdie jong seentjie van Pietersteyn met sy kaalvoete. En dan ek lê tweede toe die klok lui vir daai laaste ronde. Toe staan 100 meter. Dan moet ek nou soos in Engels sê begin kiek. Nou weet jy wat, toe ek begin kiek, toe kiek daai ander manne. Toe kom daai wit vrokkies van Grey College met die rooi G op en sentraal by my verby. Toe besef ek eintlik wat hardloop is. Ja. Ag, hulle hardloop my weg. Hulle word net kleiner. Ek probeer bybly, maar hulle word al hoe kleiner. En hulle maak toe klaar. Ek kom toe 19. Toe besef ek, hierdie is 'n ander spelletjie. Hier is uit jou diepte. En so het ek dit maar aanvaar. So, daar al my atletiek drome van springbok op groot bekers of wat ook al die aan verdwyn. Maar dit was 'n ervaring. Ek het altyd aangehou om te hardloop so bietjie. Maar nou kom dit so nou dat ek gaan swat klaar, word 'n prokureur, word baie dik, uit eet elke dag. Bly daar in Roodepoort, Lansam bly, ou met die naam van Bart Nel. Ja, hy was 'n rugby speler, nie die skrywer nie. Hy speel vir Diggers rugby. Hy sê, jong, jy moet bietjie saam met my gaan hardloop. Ek sê, ek dink nie is 'n goeie idee nie. Ek is mos nou klaar met hardloop. Alles mos nou geëindig aan Bloemfontein. Hy sê, kom. Man, en ek sê, kom ons hardloop. Nou hardloop Bart. En ek het sommer gewone van daai landloopskoene het ons dit genoem, Tigers.
Is die hardloper, die man hardloper pas, man. Ek is nou onfiks, jy weet, ek was altyd net getroud. Weet jy, ek hou, maar ek wil amper doodgaan. Ek wil nie vir Bart sê, ek is moeg nie, ons doen 4 kilometers. Daai aand kon ek nie uit die bad uit klim nie, ek kon vir 'n dag nie loop. Nou vertel ek 'n dag vir 'n ou, en ek gaan nie ou se naam noem nie, wat ook al by ons kom kuier. Hy is 'n valskermsoldaat, hy kom toe terug van die Comrades af. En ek sal nie sê valskermsoldate, ek sê dit glad nie, het 'n bietjie van 'n image nie, jy weet, of 'n ego nie. Maar die persoon het nogal toe, en hy kom swaai daar, hy kom Comrades medalje so voor my. Dis moes hy nie gedoen het nie. Net omdat hy so windgat is, sê ek, ag man, elke ou kan ek Comrades. Toe. Al word gesukkel om 4 kilos daar, hy sê, elke ou kan die Comrades doen. Herre, daar gaat ek mos nou, sê, nou begin ek oefen. Toe begin ek oefen. En die valskermsoldaat, hy oefen, en toe begin ek wedloop hardloop. Hardloop na dan 10 kilometers na dan. Jy met 42 kilos gaan hardloop om te kwalifiseer vir 'n Comrades. Ek meen, die eerste keer toe ek marathon gehardloop het, die buurvrou my die aand gebel die aand. Sy het gesien die oggend toe ek die kar uitklim. Toe sê sy wil net vir my vra, hoe lank het ek al aanbye? Ek sê, wat bedoel jy met die aanbye? Sy sê, nee, toe sy vanoggend uit die kar uitgeklim het, sy het goeie raad vir mense met aanbye. Ek sê, nee, ek het die Johnson Marathon gehardloop. Maar ek moet so, sy sê, goeie raad. Ek sê, nee, ek is marathon. Maar nou oefen ek nie. Nou naderhand is dit 'n 50, naderhand toe hardloop ek 'n marathon, okay. Ek het hardloop 'n marathon so onder 4 ure. Toe kwalifiseer jy dan? En ek kwalifiseer toe 1986. Onthou, 84 het die valskermsoldaat vir my gesê, jy sal dit nie maak nie. Ek sien die mannetjies ook ingeskryf vir die Comrades. Jy het nou obsessie met hierdie maar ek het nou manne. al vir hom sê enige ou kan dit doen nie. Ja, jy het nou obsessie, jy het nou oopgemaak, ja. Weet jy, nou is dit 'n ding en 'n half. Ek het 2 Griekse vriende gehad. Die ouerige man, en dan sy seun, hulle is al 2, hulle is nou baie bekend in die biltongbedryf, Tykes, wat ook al Andrew en sy pa. Hulle was nou die mense wat my afvat, Comrades toe. My desiese vrou kon nie afgaan nie. Maar hulle vat my na Comrades. Het jy toe nou nuwe tekke en alles nou vir hierdie? Maar jy weet, ek weet nou nog nie wat om te verwag nie. Jy weet, ek weet, jy gaan nou die Comrades aan, jy weet. Sy my pa was so al oorlede, hy sê vir my gesê, ek is mal, ek is mal, wat gaan nie doen? Hy sê my gegroet het, ek sê, totsiens, hy sê my, ek is mal, maar ek gaan toe nou, want ek gaan draai. Ek weet nie wat voor lê nie, dis 90 kilometer, nee, 90 kilometer. Kom ons daar, en daai middag, 31 Mei 1986, speel die Springbokke teen die Cavaliers op Ellis Park. Uli Smit was die haker daai dag, haker vir die Bokke. Ja. Cavaliers, die Cavaliers. Ja, daai rebelle toe. Ja, ek sê vir die mense, okay, kry my net in Pietermaritzburg, ons slaap daar so, in Maagheid nogal. Ek weet nie hoe ons in Maagheid gaan slaap nie. Maar ry nog daai oggend, nee, Pietermaritzburg toe. Die Comrades het begin daai tyd 6:00. Die toets begin 3:30, nee. Nou is ons al ry van Maagheid al die oggend 3:00 om 6:00 weg te spring, voor die wegspring, die stadsaal in Pietermaritzburg. En ek weet nie wat voor lê nie, weet dis 90 kilos. Ek nog nooit in my lewe so ver gehad. En ek bietjie druk, 'n bietjie te presteer, want daar is groot woorde. As nou druk dan, as nou 'n uitdaging. Die wind gaan ook, ek sal dit ook kan doen. Ja. Weet jy, Werner, maar my grootste obsessie is, wees net voor 3:30 in Durban die toets kan kyk. Jy weet hoe lief is ek vir ek. Daar klap die skoot, daar gaat ons. Werner, ek hardloop daai middag die Comrades binne 5 minute voor 2. 7:56. Jo. Ek sê, waar is die Grieke nou? Hulle is op hulle plek. Ek sê, nou gaan ons die rugby kyk, diep in die Beach Hotel. En ek voel goed, nee. Ek het 'n Comrades gemaak, ek is trots. En ek het vir die eerste keer besef, ek gaan dit maak met 2 kilos oor, want dis ver, nee. Dis heel ver. Maar ek voel toe so, ek sê, nou kyk ons die toets in. Ek lyk so goed, al die ouens in die bar wil vir my 'n bier koop. Want ek lyk so goed, dan sê jy het nie Comrades gas nie. Ek sê, kyk, hier is my medalje. Noodloos om te sê, die Beach Hotel is in Durban, die Springbokke wen toe die Cavaliers, nee. Vergeet skoon om my huis te bel. Maar okay, daar was nie selfoon in daai tyd nie, daar was net tikkiefone, en as die Springbokke speel, niemand my plan nie. Ons kuier daar in Durban, nee.
Hier 5:45 toe gaan loop ons die trap in die volgende Jo. Ek loop moeilik, want toe is ek styf. Dan bel ek eers die ys. Noodloos om te sê, ek was nie die gewildste nie, maar dit net Maar jy wel. het ek meen jy sê die mooi gehidreer en alles, jy drink al die verkeerde goed. Maar wat vir my nogal ironies was, die twee stryd tussen my en die valskermsoldaat het ek omtrent 2 ure gewen, want ek het om 2 ure gewen. Ja. Toe so voel ek so 'n bietjie magtig goed oor myself. En van daar af het ek besluit, ja, ek gaan nou elke jaar die Comrades doen. En dit is ongelooflik, jy weet, ek meen as jy dink wat jy reg kry. Jy moet net een ding, dis ver. In die oggend as jy daar aantree, vir my is daar een les wat ek vir jou kan sê. Dis 'n dag se hel vir jare se plesier. So, Dis 'n dag se hel vir jare se mooi plesier. gesê. 'n Ou kan nie die Comrades hardloop as hy nie gaan oefen het nie. Nee. Jy word so moeg, jy's bang jy gaan nie meer dood nie. Ek beloof vir jou, jy raak so moeg. Maar jou atlete en jou medehardlopers draai, jou kop draai. Die Comrades begin eers op 60 km, nee. Begin eers op 60 km. En wat gebeur is, dan moet jou kop jou deurtrek, want jou bene is klaar, jy's maar. En dan vragtig dan sê mense op 85 kg met 5 kg, you are still looking good. Jy kan nie goed lyk nie, hoe lyk jy dan? Wat 'n vraag na die Comrades is, vir jou vra as jy moeg. Ja, Werner, nou Ja, 80 kg gaan, is jy Nee, genade. Nee, Ek is vrot. Ja, nee, dit is maar so. Ja. Maar nou ja, toe het ek nou maar elke jaar gaan hardloop. En toe, ja, hier so 'n paar foto's, jy weet wat ek gou vir jou wil wys, net van my vroeë jare. Toe ek daai dag 7:56 die eerste keer gehardloop. Ja. Maar ek wil hierdie foto wat ek vir jou wil wys, was my beste tyd gewees. Dit was 7:40. Dis 10 minute van 'n silwer af. Jo. Wat ek gehad heb, 7:40. Ek het ongelukkig te vinnig gehardloop in die middel van die wedloop, maar anders het ek 'n silwer gehad. En ja, dit was, jy kan sien daar is, Ja. ek weet heel okay, Ja. 7:40. Jo. Toe verbeter ek daai 7:56. Hardloop ek 7:40 en jy kan sien daar, ek Ja. lyk nog goed in Ja, geval. jo. Vroeg daar gewees, maar toe daar die Bokke nie daai dag gespeel nie. Maar ja, ek het gehardloop, dit was 91 se Comrades. Jo. Maar nou ja, Maar gou vir dan vas. ja, en jy weet, maar later jare nou, toe het my pa nou begin kruis by meneer Olie Smit. Almal weet wie Was Olie bekende Smit man, is, nee, ja. Moeilike man. Hy is 'n sterk man. En nou Olie en ek begin toe saam kom ons oefen en ons hardloop saam. Dit word sommer 'n lekker storie soos ek en hy dan hardloop. En ek het 'n paar foto's hierso wat ek ook vir julle wil wys. Hier is ek en Olie na Comrades. Ek is aan die linkerkant, aan my skouer daar is dit Dr. Smit. Hy is baie goed met die opdraandes en ek met die afdraandes. So ons help mekaar. Ja, dit help So ons hom. help mekaar ontsettend baie. En hierdie foto wat ek hier het is ja, Dis 'n pragtige. ja, dis nou ook na Comrades geneem. John en Jy sy kan- hardloop maatjie, Ja. Olie Smit. Ons is nie eens moeg nie dan nie. Nee, weet jy wat, ons was net reg vir die ding nie. Maar so het ons elke Sondag gehad, dan met 30 kg op ons eie saamgaan. So leer jy ou beter ken. En ek onthou 1 jaar toe sê, kyk vir ons in die Comrades, is daai een, jy moet nie ver van die wegspring bly nie. Want as jy ver weg bly, die oggend 1 uur opstaan om 5:30 vir die wegspring te wees, wat ook al. Maar nou is dit so, jy weet, met 'n Comrades moet jy naby die wegspringplek bly. Jy weet die aan vir die tyd, maar anders moet jy opstaan 12:30 in die nag, jy moet nog ry na die volgende stad, byvoorbeeld Pietermaritzburg ry, dan terugry Durban toe, daar wegspring en die moeilikheid in jou sak en so. Maar nou kom Olie by my, Olie Smit, hy sê vir ons, luister John, ek het vir ons 'n slaapplek gekry, 100 meter van die wegspring in Pietermaritzburg. Ek sê vir hom, ag Smit, moenie nou vir my nie. 100 meter. 100 meter. Ek sê moenie nou vir my, sulke dinge gebeur nie. Hy sê, ek waarborg jou. Hy reël vir ons 'n borgkar met ons name op. Ons het die name afgetrek, net na ons daar weggetrek. Ons hou nie van sulke afsjouery nie, maar in elk geval, ons het net een Comrades op ons maand. Jong, Werner, ons kom daai dag vir die Comrades daar aan, in Pietermaritzburg.
100 meter van die wegspring af. Is Regtig? ons blyplek. Gasthuis, jong. Fantasties. Heng, ons voel soos konings. Sit daar ietsie en ons drink 'n biertjie, maar 'n biertjie vir die tyd help bietjie vir die senuwees, is so goed vir bietjie kabelloading sel, ek weet nie. Ek weet 'n paar ouens wat kom, dit is so met die kabelloading onder hulle gat uitgedrink. Maar nou kom ons los dit maar, dit het nou nie met ons gebeur nie. Ja. Maar nou ja, nou sê ek en hy, ons gaan ry bietjie stukkie van die pad, dat ons net weer net 'n geheue kan verfris, om te sien weer waar gaan ons hardloop en so. Nou die aand sit ons nie. By die sit daar met aandete. 2 soetseentjies nie. 2 soetseentjies. Sien wie stap hier in? Al die mannetjies met die groen sweetpakke. En wie is by hulle? Nick Bester. Besef, nou is ons in die dis nou die atlete wat hier inkom. Netbank. Nick Bester is hulle spanbestuurder. Kyk daai tyd. Paar jaar terug, dit was net Netbank en Nick Bester hoor. Ek meen, groot respek en ek het wonder met hulle verrig. Doen nou nog met sy atlete. Maar dis besef ons, maar hierdie mannetjies nie. Dis groot name hierdie nie. Dis groot name. Maar nou ja, ons gaan nou nie daar uittrek omdat ek en hy nou 'n bietjie stadiger, hardloop. Ek maak grap. Maar ons gaan nou daar bly. En die aand toe ons nou gaan eet, kom Nick met by ons by Olie. Hy sê daar's 'n swart atleetjie wat 'n foto saam met my en hom wil hê. Ons aanvaar nou maar, dis nou nie uit hardloop uit nie, dis uit rugby uit. Want ek meen, hy herken vir Olie en wat reg is. Ek meen, en hulle sê toe, okay, ek moet op die foto's. En ons staan toe vir die foto, so klein mannetjie man. Staan vir die foto, baie nice, ons gaan sit. Ek sê vir Olie, ek wonder waar kom ek kry sy rugby kennis van hom. Hy sê nee, hy weet nie. Ek sê, hy is seker maar die mannetjie wat die sakke pak en jy weet, kyk na die atletes, want hy lyk nie vreeslik na atleet. Teen die ander nie, jy weet, maar hy goed, maar nou nie, hy sê seker maar die ou wat maar die goedjies mooi anderhalf hulle nie, goedjies na kyk, als aangee. Volgende oggend, 5:00 kom ek en Olie in die eetsaal. Hier sit daar eenste mannetjie, met 'n stapel brood voor hom, so hoog, stapel brood so hoog. Ek sê vir Olie, hierdie ou gaan nie halfpad maak nie. Hy sê, nee, ek kan nie met daai nie. Ons kyk so nog brood net so. Hy sê, hy gaan nie eens kwartaal van die komberts nie. Noodloos om te sê, skootklap ons hardloop, ons worry nie meer oor daai mannetjie of oor die brood eerder nie. Brood en nou het ons eie agenda nie. Ek en hy hardloop skouer aan skouer. Ons kom so net na 4 in Durban aan. Maar toe ons klaar is, vir ons, dit was 'n harde komrits. Nou, daai die brug wat jy so oor moet loop na die ander kant toe. Dan steek ons vas op die brug en dan kry ons 'n kramp, dan staan ons so sit ons lank en dan kom ons stadig op. Lyk omtrent soos 'n begrafplaas as die mense by mekaar verbyloop. En ek weet, ek het gaan lê, ek was moeg op daai gras. En ek het op 'n koerant gaan lê. Op 'n koerant, nee, ek lê op hom. En ek lê so, maar ek is moeg. Met my oë toe. En maak my oog so stadig oop. En weet jy, ek sien die voorblad van die Natal Mercury. En ek sien nie op die voorblad is die mannetjie wat gisterand die foto's aan ons geneem het en wat die pap so geëet, die brood so geëet het. Ek maak my oë verder oop. En ek knyp myself, maar ek kyk, ek sien, maar dit is hy. Maar nou hoor ek hulle sê, as jy doodgaan, dan lewe jy jou lewe terug. Nou begin ek besef, hoorie, is ek nou besig om terug te gaan in my lewe? Hallusineer, wat is die woord? Ja, hallusinering, ja. Nou knyp ek my voel of ek nog lewe, want ek weet die gemors wat nog in die vorige gisteraand aangevang, my lewe moet nog deurgaan, as ek nou teruggaan, verstaan jy? En ek maak my oë so oop. The winner of the Comrades Marathon, Andrew Kelele. Wow. Ek vlieg daar op, toe is ek geen kramp of niks nie. Ek sê, kom ons gaan soek hom. Olie sê, kom so op, hy sê, wie my ek sê? Ek sê, kom ons gaan soek hom. Hy sê, wie? Ek sê, daai man in die Comrades gewen. Ek sê, wie? Ek sê, Andrew Kelele. Hy sê, wie is dit? Ek sê, dis die man wat die brood geëet het. Toe spring ek en hy daar op, toe soek ons vir Andrew Kelele om 'n foto te gaan neem. Toe bekeer ons niks nie. Kan hom nie kry nie. Ek sal eendag van Nick Bester vra, miskien daai foto. Maar nou die volgende jaar weer. Gaan ek en Olie, nou sit ons weer daar aan die etenstafel. Nou nie dieselfde hotel nie.
Nou voor ons daai oggend gaan ek sit ek en hy in die ontbytstafel. Dan pak ons die brood so. So, Julle het nou 'n wenresep Ons gekry. nou 'n wenresep. Kyk, hierdie goed help broer. Ons het werk om naderhand tot hier. Want dit by Andrew Cadelli gewerk hoor. Ag, ons het 'n uur stadiger gehad. Want dit is ook nie einde daarvan. Maar daar nou ek nou olie so nee, dan jy's mos seker weer 80 in die begin nê. Vra ek eendag vir hom so na 2 kilos. Sê ek vir hom, hoe ver is dit nog? Nou moet jy onthou ons hardloop so op rye op mekaar en die ouens wat hier voor ons hardloop, kyk om na hierdie 2 mense wat hier agter hulle hardloop wat sê, hoe ver is dit nog? Nee, dis help want ons maak 'n grap nee. Ek sê van ver want dat mense sê, hoe kan hierdie ou vra na 2 kilometers, hoe is dit nog ver? Hy sê ek sê vir hom, man, jy het gesê ons kan net 'n stukkie kom hardloop. Ja. Maar so het ook baie van nee, maar jy moet nooit iets probeer op die Comrades wat jy nog nooit voorheen probeer nie. Ek hoor 1 jaar dat jy kry nou hierdie bel en dan koop jy vir jou so duur belt. Dan sit jy hom so om jou lyf. En dan sit jy jou pille daarin en al daai goed. En soos jy die goeders eet, moet jy natuurlik nou jou belt stel. Maar jy is ook so moeg dan eet jy van jou pille en van jou sweeties en van alles. Daai belt begin nou naderhand losraak. En dan sê jy moeg en dan raak hy los nie. Nou dan sit hierdie bel die op jou knie. Dan is 'n duur bel. Nou dan is jy so dik dat jy daai bel vat en dan gooi hom daar net weg. Jy wil net van die belt ontslaa raak. Maar die 1 jaar kry ek nou die groot raad dat ek hierdie vissers moet gebruik. Jy weet hierdie vissers, hierdie Sweeties, ja. die trek om so uitmekaar, dit is ons lekker laat. Dan sê jy het nie 'n belt nodig nie. Al wat jy nou doen is sê, jy sny hom op die Comrades op, stukkie vir stukkie. 14 kilometers die eerste een. Sit hom in jou sakkie. Tweede een om 28, sny hom. Derde een om 42, sny hom. Vierde een op 56, sny hom. So dan sit jy nou dan in met daai belt, 'n ligte belt. Jy moet nie worry nie. Nou hoe gebeur dit nou hardloop ek daai 14 kilos. Van die eerste een gaan lekker af. 28, die volgende en 8 gly soms so in my mond. Op 42 voel ek, hoekom sukkel ek so bietjie? Toe daai goed nat geword. Oei. Vaderland, nou is dit nie eens halfpad nie. Nou wil ek daai 42 een wil ek nou lostrek van die ander. Nou Nou is jy verder ek thuis trek op. hoe langer word hy. Nou dan sê ek verander hoe vat daai kant. Nou is dit nodig om te sê jy halfpad op Drummond. Nou wil jy's halfpad maar jy wil nie sukkel nie. En daai ding word al hoe langer en al hoe langer. Dan is daai hele visser is nader langer as die hele Comrades kilometers. Toe sê vir hom, gee daai bol. Ek sê, kom ek maak dit sommer so en ek maak dit in 1 bon en ek neek dit daar oor die value of 1,000 deals. Doet ek niks. Toe moet ek nou maar net gaan oor, jy weet, coke, water en so. Maar jy weet, so leer 'n mens maar jy leer jouself ken as jy Comrades hardloop. Jy sal verbaas wees hoeveel jou liggaam eintlik kan vat voordat jy nou eintlik kan besef, jy weet. Jy is nou klaar. Dit is verbasend wat 'n groot effek jou liggaam kan vat. Ander ding is jy nooit windgat geraak in die Comrades. Jy moet nooit vir iemand sê jy hardloop nou te stadig nie. En of ander tyd. Okay, so eie pas. Dan voel jy raak jy moeg. Jy raak moeg. Dan word die baas en sien jy kom jy ou weer verby, jy weet en so. En dan natuurlik daai Bruce Forda is hoe hy daai body short so uitgehardloop het nie. Ek het hier 'n interessante foto wat ek net die aand meegeneem het. Ek het gepraat hier van Wynand Klaasen, sy pa George Klaasen wat die Comrades gewen het. Is eintlik vir my 'n baie uitsonderlike foto hierdie. En dan Shanae Bosman, sy het ook die Comrades gewen in 2016. Bruce Forda wat die Comrades gewen het in 2000 en ook al baie keer 9 keer gewen. Dis my vrou wat daai eerste Comrades gaan maak. Francis van Blerk sy die Comrades gewen, Nick Bester en natuurlik ek wat nou 27 gehardloop. Ja. So dis vir ons in hierdie huishouding nog 'n baie spesiale foto. En dan te praat ons nou van ons skouer aan skouer gehardloop in Comrades daar kon ek en Olie ook duidelik gesien word. Olie met die keppie, ek wat daar so hardloop langs hom. En dan natuurlik daar's baie dekking gegee aan my en Olie se saam hardloop. So al die mense het altyd vir ons geweet en uitgekyk vir die pad want dan is maar bietjie mekaar gespot en hierdie is nou 'n beriggie wat in die koerant verskyn het. John
wil Oelie in die Comrades boelie. Nou, ons het mekaar nie eintlik geboelie nie. Ons het skouer aan skouer saam gehardloop. Ja. So, maar ons het mekaar verstaan, jy weet, en ek meen. En Oelie, joh, ja, ek wil jou sê, ons is ook maar al 'n paar keer deur 'n paar snaakse goed gewees, maar ek en hy draf een oggend. En ek weet nie wat mense probeer doen nie. As hulle sien dis drawers wat jy wil jou raak kry. Jy neem miskien 'n bietjie van hulle spasie in. Maar hulle probeer soms jy 'n bietjie aspres naby jou verbyry. Ek en Oelie hardloop nie. Hy kom 'n ou van agteraf en hy kom, maar ons het genoeg spasie vir hom om verby ons te ry. En hy gaan ry aspres so by ons verby. Kyk, Smit. Sy pa was mos die oorspronklike bloubal. Vererg hom. Hy sê vir my, John, want Oelie wys vir hom so. En daai ou trappoesrem, so was hy. Hy sê, wil jy vandag sien hoe donder ek sê donder. Want ek meen... Ja, is jy al vies? Ja, want ek meen, hy moet wat daar. Jy weet, jy ry nie mense dood op die pad, nie. Jy het nie probeer nie, ons is allemaal maar plekkie daar. Maar toe hy uitklim, toe sien hy Oelie kom vir hom. Kyk, toe kom Oelie behoorlik vir hom, en ek het sien daai boarms van Oelie. En Oelie kom aan, hy het ek en ek sê, ja, donder hom. En hy was op pad om te donder, daai ou hardloop terug na sy kar. Jy sien ook as Oelie Smit. Nee, toe spring hy sy kar, nou jaag hy weg, nou gryp Oelie klippe, wat daar alles op pad, nou gooi hy die kar met klippe. Dus die ou wegry en nou gooi, en sê Oelie vir hom, kom terug, ek gaan jou donder. Nee, Oelie was so, hy was 'n ongelooflike ou op die pad, en hoeveel mense het hom herken aan sy pad, en almal wil by hom weet, wat dink jy van Suid-Afrikaanse rugby? Wat dink jy van Suid-Afrikaanse rugby? Dis al wat hulle vra. Nou het hy 16,000 mense wat jou verbykom, of wat ook al, of jy by hulle verby gaan, wil almal weet, wat dink jy van Suid-Afrikaanse rugby? Maar hy was 'n tawwe ouer. Kyk, hy het een lese in sy lewe gehad, aanhou en uithou. Sy pa was die oorspronklike bloubal. Hy het hom geleer, 'n Smit hou nie op nie. Om die waarheid te sê, is nou 'n vertroulike storie, maar ek gaan dit tog vertel. Dis 'n ding wat gebeur het. Oelie het sy eerste Comrades, voor ek nog begin hardloop, met gebreekte ribbes gehardloop. Ja, hy het toen nog rugby vir tikkies gespeel. En wat gebeur het? Hy het met gebreekte ribbes gehardloop. Hy het klaargemaak. Maar Louis, sy pa, het gaan kyk hoe sy seun vorder op die pad. En het vir hom by die eindpunt gaan wag. En toe Oelie nie 'n slegte tyd hardloop met daai gebreekte ribbes nie. Toe hy klaar is, toe sê oom Louis vir hom, jy is 'n disgrace vir die Smit familie. Hy sê, hoe so? Hy sê, hier is al 12 vrouens verby, en jy kom nou eers hier in. Min weet hulle dat hy 12, wel, hy het al ribbes so gebreek. Met gebreekte ribbes gehad. Hoe kan 'n mens dit nou doen? Ag, almal van ons val daar in die Comrades. Ek het al op 70 geval. Weet jy lê so lekker op die pad nie. Maar as jy daai katoogie val om weer op te kom. Maar die mense langs die pad is vir jou ongelooflik. Almal sê vir jou, hulle dra vir jou. Die kameraadskap. En jy weet, die atlete, daai kameraadskap tussen mekaar. Ag, eendag, ek het nou vertel nou baie Comrades stories, jy weet, maar dit is my lekker om dit te deel. Ek weet nie, ek en Oelie het een keer drumsticks 'n dag voor die tyd. Hoe kom ons hoender eet voor die tyd, weet ek nie. Maar ons doen dit nie. En nou hardloop ek die pad. Toe 2-3 keer voel my maag is nie nou lekker nie. En daai pad is in Durban, maar is was baie van hierdie riete. Daai lamme is riete, maar is baie mammas nie. Nou 'n man kan nie soos nou maar daar gaan sit in die middel van die pad nie. En ek het nie toiletpapier. Nou wat maak jy nou? Nou hardloop daar so 'n ander atleetjie, sy's van Middelburg af. Ken haar gesig. Sê vir hy het nie vir my toiletpapier nie. Sy sê jy sê dit. En ek vinnig hier insit in hierdie te. Ja, 5 kilometer ver wil hy is weer so tyd. Nou het ek weer nie toiletpapier. Vraag dieselfde goukie. Ek sê van die vir my sê ja, maar ek sien nou toiletpapier raak man weer daar in die riet in. Die 6de keer dit nou gebeur so 'n kort tyd. Toe die 6de keer so gaan sit, toe besef ek, weet jy wat? Sê nou jy sit hier in 'n mamba pikkie. Wie gaan jou hier kry? Wie gaan jou hier kry? Dis die laaste keer wat ek gegaan het. Sy toiletpapier het gehou en ek nie een keer weer afgehaai. Wow. En natuurlik ook ek sê dit voel of jy Olimpiese spele binne hardloop as 'n wenner as jy in daai stadion kom. Jy weet nie of jy wil lag of wil huil nie. Ja. Jy weet jy voel goed, maar die mense dra vir jou. En daai mense wat vir jou die hele tyd sê jy lyk goed, nie ver om te gaan nie. Jy weet, so iemand dan sê vir jou 30 kilos oor.
Is ver man. Jy weet as jy almal 60 kilos gehad Dis ver. het, 30 is ver. Dis heel ver, jy weet so. Maar ek wil vir jou sê, as jy regtig wil en jy doen wat jy moet doen. Onthou ek sê vir jou, 'n dag se hel vir jare se plesier. Maar ek vat dit gewoonlik so. Dit gaan 'n lang dag wees. Jy gaan in oggendete begin hardloop. Dan gaan jy deur middagete hardloop en jy gaan in aandete hardloop. En weet jy wat, dis 'n dag se werk. Kom deur hierdie dag se werk. Sien dit so. En die beste van alles is as jy iemand gehelp het op die Comrades, daai persoon word 'n vriend van jou vir die res van O, jou beslis, lewe. ja. As jy eendag weer saam hardloop, dan kan jy vir daai persoon sê, onthou jy daai dag toe dit en dit gebeur. Onthou jy het ons mekaar gehelp. So. En dis daai kameraadskap van daai Comrades nie wat vir jou ongelooflike vriendskappe bou en onthou niemand kan dit by jou wegvat nie. En hoe fenomenaal is Gerda Steyn? Sjoe, sy is ongelooflik. Bruce Fordyce, ek meen, dis onmenslik, jy weet. Fordyce 9 keer, hulle hardloop teen 3 minute 'n kilo. Dis verskriklik en hy het nou my gesê hoekom hy daar by Polly Shores, die persoon wat naby hom se hand skud. Hy sê hy wil hom afskud en dan vat hy met volle force dat hy ou kan voel hoe sterk hy is. Maar hy is nie self meer so sterk nie. So dit dan gebeur toe Fordyce nou op sy beste was en ek dink ons seker nou maar amper klaar werd, maar ek moet tog vir hierdie een vertel. Toe daar sommer 200 mense, sommer by Fordyce huis in die oggende op om saam met hom te hardloop. Hom en sy groepie. Toe besluit hulle nee man, hulle kan nie dit toelaat nie. Hulle kan nie wedloop elke oggend by sy huis sê nie. Toe het hulle interessantheidshalwe, want dis wat hy broers en myself vertel het. Hy sê toe besluit, kom ons elimineer hierdie mense. En wat hy toe gedoen het is, hulle sê, okay, ons vra hulle 3 vrae. As hulle 1 vraag mis het, dan kan hulle nie saamstap nie. Nou, ek gaan vir jou vinnig vra. Die 3 vrae is en jy kan vinnig antwoord. Ek mag daai persoon saam hardloop saam met die oefengroep van hulle. Maar 200 mense, dit kan nie almal saam hardloop nie. En die eerste vraag wat hulle gevra het gewoonlik was, en ek wil hoor of jy miskien kan saam hardloop, en ek sê jou vinnig sê as jy kan dan nie kan nie. Die eerste vraag wat hulle gevra het is, wie was die ou wat John F. Kennedy geskiet het in 1962? Jo, ek sal hierdie goed onthou, maar ek sal nie nou kan onthou. Dan gaan jy nie saam hardloop nie, is jammer. Sy naam is Henry Oswald. Yes, Henry Oswald. Tweede vraag, wie was die 4 Beatles? Kom. Well, McCartney. Dis reg, ja. Is daar uit vir die John Lennon. Ja. Ja, ek kan nou nie meer saam maar. Ja, Ringo Starr en nee. Dis die 4. Ja, wat jy het genoem Starr, McCartney. Ja, en John Lennon. Dit is nou een gemis. Ja, wie is die 4? Jy gaan ook nie meer kan saam hardloop nie. Weet jy wat? Jy is ook uit. Ek wil ook nie meer. Maar die laaste vraag sou gewees het. Ons gaan nie kyk watter jaar is Elvis Presley dood? 1978. Amper. 79. Jy kan so 'n bietjie al vir ek kan al begin tekkies aandryf. Maar jy stop daar. Ja. Ja, wel ek gaan ook saam met hom dink ek sê nou moet dink wie die 4 was. Maar dis natuurlik 1977 Augustus 1977. En as jy een van daai vrae misgeloop, dan was jy uit gewees. Ja. So Werner, ja. Hier is hulle, hier staan hulle. Daar is 25 jaar die bord vir my gemaak. Elke jaar se tye van my op. My nommer is onder 9000. Hy word enkel groen as jy 10 gehardloop het. My nommer 9000 met my sertifikaat wat ons julle nou sien. Het Wally Hayward vir my gegee toe ek my groen nommer gekry het, nommer 9000. Toe ek dubbel groen geword het, my vrokkie hang daar. Ja, en dan natuurlik, saam met die vrokkies sê julle ook sien, daar is nommer 9000 op wat my permanente nommer is. En dan my dubbelgroen nommer is my gegee deur Jackie Meckler wat ook 'n bekende Comrades was. Maar ek is nou klaar na 27. Ek het nou besluit ek gaan nou my ook nie slim hou met enige vrae nie. En ek sal 'n bietjie dink vanaand in die bed. Ek nou baie tyd. Ek oefen nou, maar nie meer so hard nie. Ek wil dink wie die een was. Ja, John, wat is die volgende na 7 toe as jy nou jou volgende nommer na of is dit jou Nee, kyk, daai 9000 nommer. Bly jy kry dubbel groen is dan nog 'n titel wat jy kry. Die res van jou lewe bly daai nommer joune. Ja. So die groot vraag wat almal altyd vra is die op of die af, wat ren is die vir jou die beter? Wanneer kom ek sê vir jou as jy die jaar afgehardloop het, dan sê die op is beter. Hardloop die volgende jaar die op en sê die af is beter. Okay. Die af van die op van die lewe is harde tyd. Maar ek wys ook vir julle
Daar is 'n spesiale klip vir my opgerig wat my vrou vir my laat oprig tussen Durban en Pietermaritzburg. Ja. Dis die klipmuur. As jy een Comrades gehardloop het, dan is jy geregtig om 'n klip met jou nommer daar teen daai Wall of Honor te sit en julle sal my net sien. Wow. Die program wat ek Ja, vir julle gaan wys. absoluut. Ja, Sure. Ek wys hom vir julle. John, dis lekker. Ook aan hierdie Comrades. Hier is nou nog 'n drankie wat ook nou John op het. Vertel ons net so vinnig, wat is Maar die? ja, dis 2 klapmaats van my. Hulle is nou nog klapmaats van my. Hulle sê met my 20ste Comrades. Geluk met jou 20ste Comrades John. 10 Junie. Ja, kan die datum nie, maar Boelie en Nikkie, hulle is nou nog vir my klapmaats. Ek dink met so 'n bietjie bieg, ek dink jy's 'n bietjie tee in, so 'n bietjie, maar maak nie meer saak nou, voel jy baie goed oor jouself. Ons gaan nie vir enige iemand sê ongelooflik nie. daarso. Ongelooflik. Ongelooflik, en is wonderlik. Olie is nou nie in Suid-Afrika meer nie, maar Ja. as hy hier was, glo ek het julle nou nog steeds mekaar Ja. aangejaag en saam Ja, gehardloop. nee, wat 'n voorreg was dit om saam hom te hardloop en te ken. Ja. Met groot So. mentor van my gewees wat Ja. die lewe betref. So. John, dankie vir nog 'n episode saam met jou. Dit is lekker. Die Comrades laat 'n ou so eintlik nederig word. Ek dink daar's nie een ou wat windgat is wat 'n Comrades gehardloop het nie. Hy maak jou nederig, en ek dink as ek dit in ons rugby program wil inbring, is dit vir my daai gedeelte om te sê, maar wees altyd, en jy praat ook baie daarvan, maar wees altyd nederig. Want jy word vinnig opgeskeer. Al het jy een van die beste resiese, jy kan enige iets van 20 kilos of van 5 kilos of 80 kilos, kan hy vir jou vinnig gestop aan jou hele droom vir die jaar maak. En selfs as jy klaar is, maak jy nog steeds humble. Jy gaan so 'n bietjie vir 'n week gaan jy stoei aan jou liggaam. En dankie, dis mooi wat jy sê. En onthou, elke ou, ongeag waar jy eindig, en jy eindig die Comrades suksesvol, is 'n wenner. Absoluut. En jy was 27 keer 'n wenner. So I salute you for that. That's beautiful. Dankie, Werner. Dankie John. Dankie. Vertel ons je story hier uit op die koekplek. Laat die wereld niet meer wonder wie jij is. Laat je story oopbring. Gaan leef nou als fris. Leef als fris. Laat elke dag tel. Leef als fris. Laat jou